Prediker vanmôre is professor Henny van der Westhuizen. Baie welkom professor. Gemeente staan asseblief tot na die lofsang. Ons toetrede lied is gesang 168 vers 1 tot 3. Stuur u lig en u waarheid, laat die ons lei, laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge, o Here, Here. Genade vir u en vrede van God onze Vader en van die Here Jezus Christus deur die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 146 vers 1 en 3, Tosius beruiming.
Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hul vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Psalm 119 vers 14, TT Kloete beruiming, en bly staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Kom ons bely ons geloof saam in die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, want ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 508 vers 1, waarna u weer kan sit.
Broeders en susters, aangesien dit ook voorbereidingsdiens is van die gemeente, lees ons en luister ons nou eers na die gedeelte van die nagmaalsformulier wat vir die voorbereiding bedoel is. Ten eerste moet ons elkeen nadink oor ons sonde en verlorenheid, sodat ons kan besef hoe veragtelik ons voor God is en dat ons voor God moet ons verootmoedig. Die toorn van God teen die sonde is immers so groot, dat hy dit in sy geliefde seun Jesus Christus met die verskriklike en veragtelike kruisdood gestraf het, eerder as om dit ongestraf te laat bly. Ten tweede moet ons elkeen vir onsself duidelikheid kry, of ons die vaste versekering van God glo, dat al ons sondes slegs op grond van die lyde en dood van Jesus Christus vergewe is. Verder, of ons glo dat die vryspraak wat Christus vir ons bewerkstellig het, so volkome deur God aan ons geskenk is, asof ons self vir al ons sondes betaal en ons saak met God reggemaak het. Ten derde moet ons elkeen onsself eerlik afvra of ons van nou af hiervoor aan God dankbaarheid gaan bewys. En dit in ons hele lewe sal openbaar, deur opreg voor hom te lewe. Verder, of ons eerlik die vyandskap, haat en nyd uit die weg sal ruim en 'n ernstige voorneme het om voortaan in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. God sal almal met so 'n gesindheid en houding in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy seun Jesus Christus aanvaar. Daarteenoor sal diegene wat nie hierdie gesindheid en voorneme by hulle self vind nie, die oordeel van God oor hulle bring, as hulle aan die nagmaal deelneem. Daarom wil ons dan ook in ooreenstemming met die bevel van Christus en die apostel Paulus, almal wat die volgende sondes doen, waarsku om nie aan die nagmaal van die Here deel te neem nie, en aan hulle verkondig dat hulle buite die ryk van Christus verkeer. Ons praat van mense wat aan ander gode as die een ware God glo, mense wat afgestorven is, engele of ander skepsele aanroep en dinge om hulp en bystand vra, waarsêry, wat diere, mense of dinge sogenaamd besweer, en almal wat daaraan glo. Almal wat God sy woord en die heilige sakramente verag, asook almal wat teen God laster. Voorts almal wat skeuring in die kerk en revolusie teen die staat wil veroorsaak. Almal wat myneed pleeg en almal wat die gesag van hulle ouers, meerderes en owerhede misken. Hierby ook alle moordenaars, bakleiers, rusiemakers en die wat in haat en nyd teenoor hulle naaste lewe. Laastens ook hulle wat egbreuk pleeg, die huwelik misken en onsedelik lewe, ook dronkaards, diewe, uitbuiters en rowers, dobbelaars, hebsugtiges en almal wat 'n dergelike afstootlike lewe lei. Hierdie mense moet solank hulle in sulke sondes volhard, hulle van die gebruik van die nagmaal weerhou, sodat die oordeel en ewige straf van God oor hulle nie nog swaarder word nie. Christus het immers sy nagmaal ingestel vir die wat in hom glo. Maar geliefdes in die Here, hierdie dinge word nie aan ons voorgehou om die gelowiges, wat reeds diep bewus van hulle sondes is, die vrymoedigheid te ontneem om aan die tafel van die Here aan te sit, asof slegs die wat sonder enige sonde is,
daaraan deel mag hê nie. Ons kom tog nie na die tafel toe om daarmee te kenne te gee dat ons uit onsself volmaak en sonder sonde is en daarom die ewige lewe het nie. Inteendeel, deurdat ons die lewe nie by onsself soek nie, maar in Christus, bely ons juis dat ons onvolmaak en vanweë ons sonde aan die dood onderworpe is. Dit is so dat ons nog baie gebreke en rede tot kommer in onsself vind. Soos byvoorbeeld dat daar baie aan ons geloof tekort skiet. Dat ons God nie met so 'n ywer dien as wat ons aan hom verskuldig is nie. En dat ons daagliks teen die swakheid van ons geloof en die drifte van ons sondige natuur moet stry. Maar omdat ons deur die genade van die Heilige Gees oor sulke gebreke innig en opreg berou het en met alle mag teen ons ongeloof weerstand wil bied en van harte begeer om volgens al die gebooie van God te lewe, kan ons daarom volkome seker wees dat niks ons van die tafel van die Here kan weerhou nie. Ja, geen sonde of swakheid, waarteen ons tot dusver nog die stryd verloor het, kan verhinder dat God in genade ons aanneem en ons waardig maak om van hierdie voedsel en drank te geniet nie. Tot hiertoe die voorbereidingsformulier. Kom ons sing Psalm 15, die eerste strofe van T.T. Kloete. Wie laat u in u woonplek ingaan, Heer? U berg is heilig, wie mag daar verkeer? Hy wat hom onberispelik gedra, hy het die reg om toegang, Heer, te vra. Psalm 15, eerste strofe. Ons skriflesing is uit die Ou Testament, Genesis 35, van vers 1 tot vers 8, en dan in Openbaring in die Nuwe Testament, hoofstuk 21, vers 1 tot 4. Genesis 35, vers 1 tot 8. God het vir Jakob gesê, maak jou klaar, en gaan na Bethel toe en bly daar. Bou vir my daar 'n altaar. Ek is die God wat daar aan jou verskyn het toe jy vir jou broer Esau gevlug het. Toe sê Jakob vir sy hele huis en vir almal by hom, haal uit al die afgodsbeelde wat by julle is. Reinig julle en trek ander klere aan. Ons moet klaarmaak en Bethel toe gaan. Daar moet ek 'n altaar gaan bou vir die God wat my gebed verhoor het toe ek in die moeilikheid was en wat by my was waar ek ook al gegaan het. Hulle het toe al die afgodsbeelde in hulle besit vir Jakob gegee en ook hulle oorringe. Hy het dit onder die grond, onder die groot boom by Sichem begrawe.
Toe Jakob hulle wegtrek, het God die mense van die stede en daardie omgewing so bang gemaak vir Jakob en sy seuns, dat hulle nie agtervolg is nie. Jakob en al die mense by hom het by Lus aangekom. Dit is die Lus wat aan Kanaan geleë is, nou bekend as Bethel. Hy het daar 'n altaar gebou en die plek El Bethel genoem, want God het daar aan hom verskyn toe hy vir sy broer Esau gevlug het. Deborah, die vrou aan wie Rebekka as kind gedrink het daar gesterf. En hulle het haar begrawe onder die groot boom naby Bethel. En hulle het dit huilboom genoem. Ons lees tot sover uit die Ou Testament. Ons teks is veral hierdie laaste woorde van Genesis 35, vers 8, die see-gedeelte. En hulle het dit huilboom genoem. Ons skriflesing uit die Nuwe Testament, Openbaring 21, vers 1 tot 4. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Hier eindig die skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor en dit glo. Ons teks dan is Genesis 35, vers 8, die see-gedeelte, die derde gedeelte. Hulle het dit die eikeboom van gehuil genoem. Die verskillende vertalings, broeders en susters, het die een ou vertaling sê en hulle die boom van geween genoem. Die ander sê dit is die eikeboom wat hulle die boom van gehuil genoem het. En die vertaling wat ons in die skriflesing gelees het sê en hulle het dit huilboom genoem. Die boom wat die groot boom is. Ander vertalings het ook hier aangedui dat dit 'n eikeboom is. En daar is 'n besondere rede waarom die ander vertalings dit so het uit die oorspronklike. Want in hierdie gedeelte is daar eintlik van 2 bome sprake. Die een is waar die goedere begrawe is wat Jakob ingevorder het. Ons kom nou daarby. En dit is 'n terpentynboom. En dit het 'n ander betekenis as 'n eikeboom. Ongelukkig het al die vertalings nou hierdie name nie in nie. Terpentynboom en eikeboom ontbreek by die nuutste vertalings. Maar ook waarom hierdie boom waar Deborah begrawe is, 'n eikeboom was, 'n groot eikeboom was, wat die boom wat huilboom genoem is, het 'n betekenis. Maar ek wil graag vanmôre begin deur vir u te sê dat 'n fabel is eintlik 'n taalkundige stylfiguur. En ons sal nou dink, die Bybel ken nie
'n fabel, ken nie fabels nie, het nie mitologie nie, net nie, maar die Bybel is geskryf in die kultuur van daardie tyd toe die skrywer geskryf het. En nou kry ons in die Bybel ook 'n fabel, en ek wil kortliks net as 'n voorbeeld daarna verwys sonder om dit uit te lê. Dan wil ek 'n tweede fabel noem wat die groot hervormer Martin Luther genoem het. En ek wil dit ook nie uitlê nie, maar net kortliks as 'n voorbeeld noem. En dan wil ek na 'n derde fabel verwys wat in 'n boekie geskrywe is. Daaroor sal ons dan ook 'n bietjie breër handel. En dan in die vierde plek kan 'n mens sê, is ons teksvers nie eintlik 'n fabel nie. Dit is werklik so gebeur, dit is geskiedenis. Maar die betekenis daarvan kan in 'n fabelvorm verder uitgelê en uitgebrei word. Kom ek noem dan die 4 fabels net weer. Die eerste fabel kan ons lees in Rigters hoofstuk 9 in die Ou Testament. Dit is die tyd wat Israel graag 'n koning wou hê. En ons gaan nie nou op hierdie begeerte in die sondigheid daarvan en so meer nie. Maar toe word die fabel geskrywe, vertel en geskrywe in Rigters 9, dat die bome, want 'n fabel is altyd bome of diere wat 'n besondere betekenis het in verband met mense. Dit is 'n fabel. En die fabel van Rigters 9 is die fabel oor die bome koning. Die bome wou 'n koning hê. Toe kom die bome almal bymekaar om 'n koning te kies. En die eerste keuse is die sê nou maar 'n olyfboom. En die olyfboom sê nee, my olyfolie is baie kosbaar, ek kan dit nie opgee om koning oor julle te wees nie. My olyfolie word gebruik vir brandstof, vir olyflampies, olyfolie lampies, later van tyd selfs in die lampe van die tempel in Jerusalem. En my olyfolie is genesend van aard. Ek kan nie dit opgee nie. Toe vra hulle vir die wingerdstok, hy moet koning wees oor die bome en oor die natuur. Toe sê die wingerdstok, nee, my heerlike vrugte, die druiwetrosse, ek kan dit tog nie opgee om koning te wees nie. En daai heerlike drank wat gemaak word van my druiwesap, ek kan dit nie opgee nie. Nee, toe gaan hulle na die derde boom, die vyeboom. En die vyeboom sê ook, nee, my soet en heerlike vrugte kan ek nie opgee om koning te wees nie. Toe het die doringboom gekom en gesê, goed, ek sal koning wees oor julle. Dan kan die voëls op my takke kom sit en die diere kan in my skade weer kom staan. 'n fabel in die Bybel, Rigters 9, met 'n betekenis waarop ons nou nie ingaan nie. Die tweede fabel is die van Martin Luther. Hy het 'n missief gestuur na Paus Leo X. Ons het nou vandag in ons dames 'n nuwe paus van die Romeinse Kerk van gehoor as Paus die 14de. Nou in Martin Luther se tyd was dit Paus Leo X, vandag Paus Leo die 14de. Nou aan Paus Leo die 10de, die tyd van die hervorming, het Martin Luther 'n boekie of 'n missief soos ek sê gestuur, die vryheid van 'n Christenmens. En in daardie boekie skryf hy die fabel. En hy noem dit dan ook 'n fabel van die hond wat 'n stuk vleis in sy bek het en dan by 'n pan water kom. En as die hond 'n bietjie water wil drink, dan sien hy as hy buik die weerkaatsing van die vleis daar in die pan en hy dink dit is nog 'n stuk vleis en hy hap daarna. En toe verloor hy die vleis uit sy mond en ook die skade weer in die pan water. So sê Luther, is dit met die gelowige, wat reken die geloof is nie genoeg nie,
om jou te red nie, om jou salig te maak. Jy moet ook goeie werke, jy moet ook daai stuk vleis wat daar weerkaats word, jou goeie werke moet jy ook kry. Dan hap jy na die goeie werke en dan verloor jy jou geloof en die goeie werke, dan jy niks. Die derde fabel waarna ek wil verwys is in 'n boekie. Nou wonder ek of u nog kan onthou wat was u eerste boekie wat u gelees het. Ek bedoel nou nie die eerste skoolboekie nie, waar u geleer lees het nie, maar die eerste boekie, en het u dalk nog daai boekie? Hoe lank het u nou al daai boekie, en ken u nog daai boekie se inhoud? Of lees u hom nog? Ek verwys nou na 'n boekie, dit is my eerste boekie wat ek gelees het, wat nou nog in my besit is, so min of meer 80 jaar het ek die boekie. En die boekie se naam is Willie die Goeie Kat. En dit is ook 'n fabel. Die ma-kat sit in brei, en die pa-kat sit ook daar ergens. En toe kom hulle seentjie Willie in die vertrek in, en hy kondig aan, hy wil graag die wêreld ingaan en gaan goed doen. En so is hy toe uit die wêreld in, en hy kom by 'n bos, simbool van die wêreld. En by die bos staan daar 'n bordjie, huilbos. Onthou ons teksvers is huilboom. En hy het toe hierdie huilbos ingegaan. En elke dier wat huil oor dit of dat, die slang wat in die sand moet rondseil, en die hasie wat gevang word deur die jakkals, en al die diere het een of ander klagte, en Willie het gehelp dat dit reggestel word. En toe hy die bos uitgaan, toe staan daar 'n bordjie, lagbos. Toe is die wêreld verander van huilbos na lagbos. En dit is wat ons teks, die vierde werklikheid, maar wat as 'n fabel formatief kan aangepas word met 'n betekenis vir ons mense, vir ons as gelowiges. Huilbos. Huilbos, huilboom, omdat die boom is waar Deborah begrawe is. En Deborah was 'n groot vrou gewees. Sy het 'n belangrike status gehad. Deborah was 'n matriarg gewees. Deborah was in daardie stadium, kan ons sê, die onoffisiële vroulike leier van die kerk van die Ou Testament gewees. Ken jy hierdie Deborah? Nie Deborah die profetes nie, van wie ons baie lees in die Bybel en wat baie mense van weet nie. Hierdie Deborah. Hierdie Deborah was in die stadium toe sy gesterf het, 'n baie ou vrou al gewees. Sy was die moeder gewees. Daardie tyd was dit so as 'n vooraanstaande dame 'n kind in die wêreld gebring het, dan soog die kind na alle waarskynlikheid nie aan haar nie, maar alle kinders is geborsvoed. Maar so 'n vooraanstaande dame kry 'n soogmoeder waaraan haar babietjie dan drink. En so was Rebekka, die latere vrou van Isak, in die tyd van ons skriflesing van die Ou Testament, was Rebekka die vrou van Isak. Nou Rebekka, toe sy gebore is, was haar soogmoeder hierdie Deborah. Deborah beteken heuningsby. En as ons hierdie Deborah se lewe 'n bietjie nagaan, sien ons sy het heuning voorsien vir die kerk van die Ou Testament. Heuning met haar persoonlikheid, met haar optrede, met haar doel. Sy was nie net die soogmoeder van Rebekka nie, maar dan ook die versorgster, die opvoedster, die helper van Rebekka. En sy het dit gebly toe Rebekka al 'n jong meisie was, en toe Rebekka al getroud is, en by Rebekka al gebly, en Isak is nou al so oud, hy is blind, hy kan nie eers meer sien, is dit Esau of is dit Jakob wat na hom toe kom nie. Hierdie Deborah het al hierdie leed en lyding deurgemaak, ook van die twee broers wat so hatig op mekaar is.
wat stryd met mekaar het, en nie onthou hoe dat Esau 'n keer gekom het, bitter moeg van die veld af, want hy was 'n veldmens gewees, en honger gewees, en Jakob het daar 'n pot lensiesop gehad, klaargemaak, reg vir ete, en toe verkoop Esau, ja, hulle was 'n tweeling gewees, maar Esau is eerste uit die baarmoeder, en toe Jakob. So Esau het die eersgeboortereg. Toe verkoop hy sy eersgeboortereg vir die pot lensiesop. En Deborah, hierdie ou vrou wat insig het besef, hier is 'n fout, hier is 'n moeilikheid, maar sy het nie die sê om dinge reg te stel nie, wel om advies te gee, dit te sien en te ervaar en te belewe. En nog weer later, toe Jakob, toe Isak graag sy seun wil gee, op die eerste seun, op die eerstgebore seun Esau, en Rebekka dit hoor, het sy mos die slim plannetjie gemaak, en vir Jakob gesê, gaan kraal toe en kry 'n bokkie, 'n jong bokkie, sagte vleis, en ek sal dit berei soos wat jou pa Isak daarvan hou. En dan trek ons die velletjies van die bokkie oor jou arm, want jou pa kan nie meer sien nie, is oud. Hoe oud moet Deborah dan nie al gewees het nie? En dan sal hy voel, dit is Esau se harige arms. En dan kry jy die seun, my seun. En dit het toe so gebeur. Watter angs het Deborah nie deurgegaan onder daardie leuen en daai bedriegery nie. Want sy was 'n eerlike vrou. Sy was 'n raadgeefster, 'n opvoedster, 'n sorgster, en wat nou nog meer, sodat sy in die huis van Rebekka gebly het, en nou al stokoud geword het. En Rebekka sê vir Jakob, toe hulle hoor Esau is van plan om as Isak dood is, en dit is nie meer ver nie, want Isak is oud, dan gaan Esau vir Jakob vermoor, om wraak te neem oor hierdie eersgeboortereg en die bedriegery daar rondom. En Rebekka hoor het en sy sê vir haar seun, haar geliefde Jakob, vlug my kind, vlug na my broer toe, daar in Haran. En na rukkie, as jou broer sy toren afgeplat het en gewyk het en hy vergeet het, dan sal ek jou laat roep, dan kan jy terugkom. So het Jakob gedoen, en hy het na die broer van sy moeder gegaan, na Laban in Haran. En daar het Jakob mos verlief geraak op sy niggie, Rachel. En hy wou met Rachel trou. En hy het naderhand daarom sy aanstaande skoonpa, kan 'n mens sê, vir Laban oorgehaal om Rachel vir hom te gee as vrou. Maar dan moet hy 7 jaar werk vir Laban om Rachel te kry. So het die troue plaasgevind. Maar die ander dag môre, toe hulle die komberse oplig en hy vir die eerste keer sy vrou sien saam met wie hy geslaap het, toe is dit mos Lea. En die wraak weer in Jakob se hart. En hy het sy skoonpa gespook totdat sy skoonpa ingewillig het. Goed, ek gee Rachel ook vir jou, maar dan moet jy nog 7 jaar werk van nou af. En dit het toe gebeur. So het Jakob 20 jaar, nie net 14 jaar nie, maar naderhand 20 jaar, deur Laban se wederstrewigheid en skelmstreke. Vir Jakob 'n sekere stukkie van humor wat ook hierin lê. Jakob, die groot bedrieger, word nou 'n bietjie bedrieg deur sy skoonpa. Slim van sy baas. En na 20 jaar, toe kon Jakob dit nou nie meer uithou nie. Want sy pa, Laban,
wat beteken Laban, die woord Laban, die naam Laban beteken witte, ou witte. Hy is ou witte genoem. Maar as jy Laban agterste voorskryf van en af, die laat, dan is dit Nabal. En Nabal beteken dwaas. En dit is wat Laban gedoen het met sy skoonseun Jakob. Hy het dwaas opgetree. Hy het hom benut tot Laban se eie voordeel, nog en nou al 20 jaar lank. En daarvan het Jakob nou genoeg gehad. Daarom het hy besluit, hy moet teruggaan na sy eie land toe. Maar daar is 'n tweede rede waarom hy hierdie besluit geneem het. En dit is sy swaarkies. Sy twee niggies met wie hy getroud is, Rachel en Lea, se broers. Hulle het elke dag 'n streep aangedraf na hulle pa Laban toe en vir hom vertel, wat doen Jakob nou? Nou, Jakob was 'n bedrieger gewees. Jy onthou van die stokkies wat hy kerf met wit streepies in, om boklammertjies te kry. En so boer hy vooruit en word hy 'n ryk man daar in Haran. Maar omdat hierdie skindery van sy swaar by sy pa ook vir hom te veel geword het, is die tweede rede waarom hy besluit om terug te gaan na Kanaan toe, na sy vaderland toe. Maar daar's 'n derde rede, die belangrike rede, groot rede. Ons lees in Genesis dat die Here self het vir Jakob gesê, gaan nou terug, gaan Kanaan toe. En daar kom 'n vierde rede by. In daai tyd besluit Rebekka, dit is lank genoeg. Die rukkie wat nou 20 jaar geword het, nee, ek moet nou vir Jakob terugroep. En toe stuur sy 'n afvaardiging om vir hom te gaan sê, kom nou terug. Na 20 jaar het Esau seker al vergeet, of dit het afgekoel heeltemal. Die haat tussen julle, kom nou terug. En wie stuur Rebekka om Jakob te gaan haal in Haran? Die vertroueling, die wyse vrou, wat nou al 'n ou vrou is, Debora. Hy stuur Debora, maar sy kan nie sommer te voet gou gehardloop en gaan sê, kom terug nie. Sy moet met 'n kameel ry. En sy gaan nie alleen ry nie, want op die pad is daar leeu's. Daai tyd tot 800 voor Christus was daar nog leeu's in die Jordaan dal gewees. En dit is waardeur sy moet gaan om in Haran te kom. Leeu's, wilde diere, gevaar. Daar moet gevegsmense saam met haar gaan. Daar moet meer kamele gaan. Seker dalk 'n stuk of 10 kamele, 'n hele karavaan kamele is op pad soontoe. Want daar's vyande ook wat hulle kan aanval, buiten die wilde diere. En die honger en die dors op die pad, want weet jy hoe ver is dit? Van Hebron, waar Isak en Rebekka woon, na Haran, waar Jakob by sy skoonpa Laban is. Hebron is in die suide van Israel, in die suide van Kanaan, in die Negev-woestyn, heel suid is Hebron. En Haran is in die noordweste, ander kant Kanaan, in Syriese gebied. Jy gaan deur die Jordaanrivier en deur die Golan Hoogland om daar te kom. Soos die kraai vlieg, soos hulle sê, min of meer 800 kilometer. Die oude Debora moet op 'n kameel ry. Dit vat dae en weke. So gaan Debora en sy kom in Haran aan, met haar geselskap kan ons sê. Water en kos vir die pad en alles meer. En daar kom hulle nou ooreen dat Jakob en sy 2 vrouens, ja, en elke vrou het toe al 'n byvrou aangewys, Silpa en Bilha, dis nou al 4 vrouens wat Jakob het, en hy het in daai stadium al 12 kinders. Nog net nie 13 nie, want u weet hy 12 seuns gehad,
Maar daar kort nog een seun, hy is nog nie gebore nie. Rachel het eers geboorte gegee aan Benjamin op die pad, daar in Bethlehem. Maar dit is die 11 seuns en die een dogter Dina. En hulle trek daar weg, terwyl Laban 'n bietjie na sy ander veepos toe is, om te gaan kyk hoe dat die skape geskeer word. Want Jakob weet, as Laban daar is, sal hy 'n stokkie probeer voorsteek, dat hy nie kan trek nie. So hy pak sy goedjies, hulle pak hulle hele groot geselskap en hulle trek. En toe Laban by die huis kom en verneem Jakob is weg en sy dogters Lea en Rachel is weg en die byvroue is weg en al sy skape is weg, sy hele boerdery is weg, toe het die toorn opgevlam in Esau, in Laban, en hy het hulle agterna gejaag met 'n mag, met 'n gevegsmag, om Laban dan, om Jakob dan om die lewe te bring en so sy eiendomme terug te bring. En wat nog meer is, hy sien ook sy afgoedjies uit die huis is weg. Hulle het dit ook gevat, diewe. En dit is erg, want Laban, hulle was heidene gewees daar in Syriese gebied, in Haran. En so kom hulle by Jakob, toe trek Jakob al amper daar tussen die hoë berge van Gilead, daar in die Golan Hoogland, soos dit vandag genoem word, in die noordooste van die Jordaanrivier. Watter angs het Deborah nie deurgemaak nie. Alreeds toe sy sien, hoe dat hierdie heidene, Rachel het nog iets van 'n heidenskheid, want dit is sy wat die afgoedjies vat, die terabim, of terafim, die B en die F het in die Hebreëse taal oor die loop van die eeue gewissel. En dit is weg. En toe sy hoor van die gevegsgroep wat kom, om nou vir Jakob aan te val, watter angs het die oude Deborah nie deurgemaak nie, want sy is daar, sy trek saam. Maar die Bybel sê, die Here het in die nag, het vir Jakob beskerm deur Laban te verbied om selfs 'n harde woord te spreek teenoor Jakob. So het hy gekom, en hy het wel deursoek van sy eiendom, vir al die terafim, sy huisgoedjies, en die onthou die skelmheid van Rachel, in die kameelsaal het sy dit weggesteek en op die saal gaan sit. Ja, hoekom vat iemand nie en pluk haar daar af en kyk hulle daar ook nie, want dit is geweldige gevolge by die een wat daai afgoedjies gevind gaan word. Dit kan dalk die een sy lewe wees. Maar Rachel het voorgegee, sy is siek. Sy sit op die saal. Nie sommer net siek seker nie, maandstonde, dan sy onrein. Niemand mag aan haar vat en van die saal aftrek nie. So het sy die terafim behou. En so het Laban maar teruggegaan en het Jakob verder getrek, skaars tussen die klowe in die hoë berge van Gilead. Toe kry hy die tyding. Esau is op pad en hy kom met 'n leermag. Hy het nie vergeet nie. Wraak tussen broers kan lank duur, totdat die Here ingryp. En hier het die Here ook weer ingegryp. En hierdie aanval van Esau, ja, jy onthou, wat angs het Jakob ook, daar by die riviertjie wat al uit die berge uit afloop na die Jordaan toe, die Jabok rivier aan die ooste kant van die Jordaan, in die nag geworstel met 'n man, en sy veeposte, en sy mense groepies laat deurgaan, om Esau te ontmoet. Toe ruk Esau op uit die Seirberge in Edom met die leermag. Maar ook hier sê ons het die Here ingegryp en die aanval afgeplat en Jakob is gespaar. Toe het Jakob hulle deur die Jordaan getrek. En aan die weste kant van die Jordaan het hulle in die landsgebied gekom van Oudonkie.
Ja, en die ouer woord klink nie so platvloers nie. Ou Esel dan maar. Dit was sy naam, ou Esel. Maar in die Hebreëus Gamoor. Toe kom hy in die land van Gamoor. En Gamoor het 'n seun gehad met die naam van Sichem. En na hom is al die nageslagte van Gamoor die Sichemiete genoem. En hier in die land van Sichem, aan die westekant van die Jordaan, daar het Gamoor se seun Sichem, hierdie mooi dogtertjie van 14, 15 jaar oud, Dina, gesien en begeer, en haar gekaap, en haar geneem vir hom, en hy wil haar as vrou hê. Daar het oorlog gekom, maar nie sommer so nie. Die seuns van ou Jakob, naamlik Simeon en Levi, hulle is twee van die seuns wat Jakob by Lea gehad het, Simeon en Levi. En die dogter Dina is ook 'n dogter van Jakob by Lea. So dit is hulle eie suster. En hulle het wraak geneem op Sichem, wat hulle suster gekaap het. En die Sichemiete het gesê, kom laat ons vermeng, laat ons maar saam, gee julle dogter vir ons. En julle kan hier woon en ons kan as vriende en nie as vyande nie saamlewe. En toe het Simeon en Levi gesê, goed, ons kan dit doen, maar op voorwaarde. 'n Onbesnedene kan nie met ons dogters trou nie. Dan moet julle almal besny word. Al die Sichemitiese mans moet besny word. Hulle sê, goed, ons is gewillig daar. Hulle is besny, en op die 3de dag toe die koors die hoogste was en hulle op hulle swakste gelê het Simeon en Levi en toe seker van die broers ook gehelp, toegeslaan, en al wat 'n Sichemiet is, wat besny is, wat swak is, doodgeslaan. En Dina teruggewen. Watter angs vir Debora. Hierdie ou wyse vrou wat dit alles aanskou, dit alles ervaar. Die leuns wat daar vertel is, hierdie moord wat daar gepleeg is. En toe absorbeer hulle nog daai landgebied ook, hulle neem daai landgebied in. Hulle lê hulle hand op die landgebied. Sichemiete is dood. Die weduwees word vir hulle geneem, vir die Israeliete. Hulle moet nou ingeroep word. En in hierdie tyd, van die angs en van die swaar van Debora, het Jakob na 'n tyd die opdrag gekry. Hier in Sichem, onthou nou, dis die gebied waar later Josef vir sy broers die vee toe hier laat wy in hierdie gebied. Goeie weiveld. Hier het hulle Jakob toe nou gebly. Goeie weiveld. En later het dit 'n groot deel van die Samaritaanse gebied geword. En het van hierdie weduwees seker, wat nie almal opgeneem is in Israel nie, agtergebly. En hierdie bastervolk van die Samaritane tot 'n groot mate bygedra tot die ontstaan van die Samaritane. Maar in hierdie tyd, toe kom die woord van die Here tot Jakob en sê, gaan op na Lus en bou vir my daar 'n altaar en bly daar. Vestig julle daar. Maar om daar 'n altaar te bou, is om 'n kerk daarop te rig. Oud-testamentiese kerk was altare wat die Israeliete opgerig het.
'n altaar is, die Kanaaniete het ook altare gehad, hulle het ook offerdiens gehad, maar by hulle offer wat hulle bring was om die godheid wat hulle aanbid, as het ware, om te koop, om dit of dat te doen, of om reën te gee of so. Dit was die bedoeling van die heidene wat in afgode geglo het, se altare wat opgerig is. Daarom kan ons ook dink in die tyd van Abel en Kain, waar die katedese kinders al leer dat Abel se offer is aangeneem, maar Kain se offer is verwerp. Hoekom? Kain se offer was soos die van die heidene, om een of ander goeie ding by die godheid te verdien. Maar Abel se was soos wat die oorspronklike offer bedoel is, en dwars deur die Ou Testament, naamlik die altaar wys heen na die groot en finale altaar, wat opgerig sal word op Golgotha, die kruis. Dit is die groot en die finale altaar. Dit vervul alle altare van die Ou Testament. Die Rooms-Katholieke Kerk het 'n fout gemaak om te dink die altare gaan nog aan, want elke Roomse kerk het nog 'n altaar, waarop hulle sogenaamd Jesus Christus offer. Nee, dit is aan die kruis volbring. Dit is die laaste, die groot altaar, waarin al die Oud-testamentiese Israelitiese altare wys. So, Jakob kry opdrag om kerk te gaan vestig, daar waar hulle gaan woon. Want die altaar wat hulle oprig, wat die Ou Testament, is nie maar net om 'n offer te bring, wat heen wys na die verlossing, wat toekomstig is, na die Messias nie, maar is ook om daar die woord van die Here te verkondig. Die altaar is die middelpunt, die heenwysing na die verlossing in Jesus, in die Messias wat sou kom. Maar die woord moet daarby verkondig word. Nou, wat 'n woord kon Jakob verkondig? Hy was toe die predikant gewees. Hy was die groot profeet toe gewees. Hy was die leier gewees. Maar Deborah is by dit alles by. Op haar laaste dae, en hulle weet dit dalk nie eers nie, oud en afgeleef. Ja, die woord wat Jakob moes verkondig en by die altare aan sy mense gebring het, was die moederbelofte al in die tuin van Eden. Dit moet verkondig word, want dit wys heen, hierdie moeder van alle beloftes, na die belofte van die Messias wat sal kom. En dan moet hy daarna ook nog na die reënboog van Noag toe gaan, en die sondvloed, dit moet verkondig word. En hy moet verkondig hoe dat Abraham geroep is, sy oupa, daar uit Ur van die Galdeërs, ook oor Haran, in Kanaan in. Hy moet verkondig hoe dat sy eie vader Isak as 'n jong seun amper keel afgesny is deur sy oupa Abraham, toe Isak geoffer moes word. Hy het baie woord van die Here. Samaritane het tot in die dag van Jesus nog net die eerste 5 boeke van die Ou Testament gehad. Die Pentateuch, sogenaamde Pentateuch, die 5 boeke. So het hy hier ook al die kern van die Bybel gehad, dit was sy prediking gewees. Maar waar is sy gemeente? Hy en sy 4 vrouens en sy 12 kinders en al die bediendes en al die versorgers van daai kinders en al die handlangers en al die veeoppassers en al die weduwees van Sichem, van die Sichemitiese weduwees en al die ander Kanaaniete wat Isak dalk, wat Jakob betrek het in sy geselskap, 'n hele groot gemeente. Daarom die opdrag, gerig daar vir my 'n altaar op. Maar om die altaar op te rig, om daarheen te gaan en daar te bly, daar by Lus, wat nou in daai tyd toe Bethel genoem is, want Jakob het daar mos geslaap 20 jaar terug, toe hy op pad is na Haran toe, op 'n klip met sy kop. En daar het hy die leer gesien wat tot die hemel reik. En daar het hy toe die ander gesê, dit is Bethel, dit is die huis van God, God is hier. En daarom word dit ook genoem El Bethel, die God van die huis van God. Die God van die huis van God.
Daarheen moet julle maar gaan, maak klaar, berei julle voor om te gaan, kerk toe te gaan, na die sentrum van die kerk, 'n altaar, die altaar waarvan Jesus Christus se kruis die voltooiing en vervulling is. Maak jou klaar, berei jou voor. Wat moet hulle doen om hulle voor te berei? Julle moet al julle afgoedjies nou vir my gee. Ja, sê Jakob. Nou moet Rachel maar uitkom met die terafim. En ook die oorringe moet afgehaal word. Met ander woorde, die verhouding tot God, tot die ware God, die afgode moet afgelê word. En enigiets anders, blink en weelde en dinge van die wêreld, wat julle gedagtes eerder op afgode van weelde en dinge van die wêreld, gee dit vir my. En hy het dit gaan begrawe onder die groot terpentynboom. Dit moet weggelê word. Is die eerste gebooie, die eerste tafel, die liefde tot God, die verhouding tot God. Dit moet eers regkom voordat julle na Bethel toe kan gaan. Dit, gemeente, moet ook regkom by u. Dit is die voorbereiding wat u moet tref vir die nagmaal wat aanstaande is. Vir die altaar van die nagmaalstafel, wat nog altyd heenwys na hierdie groot en laaste en finale offer op die altaar wat God gebring het in sy seun Jesus Christus. U verhouding tot God moet u oordink, nou, vandag en hierdie week, tot by die nagmaal toe. Maar ja, maar die Here sê nog iets vir Jakob, en reinig julle. Hoe sal hulle reinig? Hulle verhouding tot hulle medemens, tot hulle naaste. Dit raak die tweede tafel van die 10 gebooie. En het hulle nie rede gehad om hulle te reinig nie? Was hulle nie onrein gewees nie? Dink maar net die 5de gebod wat sê jy moet jou vader en jou moeder eer, jy moet jou gesag eer. Daar is nie geluister na Deborah wat dalk gepraat het nie. Daar is nie geluister selfs na Jakob nie. Die kinders het net eenvoudig ongehoorsaam gewees en gaan moord pleeg. So wat die 5de gebod betref, broers en susters, ons ook moet ons reinig, ons voorberei. Hoe staan ons teenoor gesag in ons lewe? Gesag van norme en waardes, voordat ons gaan aansit aan die tafel van die Here. En die 6de gebod wat sê jy mag nie moor nie. Wat het Simeon en Levi nie gedoen nie? Al die Sigemiete uitgemoor, toe hulle swak en siek gelê het. Hulle moet hulle reinig daarvan, voordat hulle kan optrek na Bethel toe, na die altaar toe. So moet ons ook die moordgedagtes in ons harte verwyder. En die katekisme sê, dis nie net direkte harde moord nie, maar ook haat en nyd en nadele tot jou medemens, tot jou medegelowige. Ons moet daaroor nadink voor ons kan kom aansit aan die tafel van die Here. En ook die 7de gebod, jy mag nie egbreek pleeg nie. Wat het gebeur met Dina? Daar's egbreek gepleeg voor die troue. En hierdie mense is aandadig daaraan, dink daaroor. Julle moet julle reinig in ons verhoudinge tot ons medemens, en tot ons huwelik en tot ander se huwelike. Anders kan jy nie kom aansit aan die tafel nie. Jy moet jy reinig. En ook die 8de gebod, jy mag nie steel nie. En hier kom al die kinders van Jakob, en hulle eis daai grondgebied nou op van die Sigemiete. Dis steel, dis diefstal. Reinig julle. Hoe is ons nie ook naganig partymal op ons medemense eiendomme nie? En hoe kom ons op slinkse, skelmagtige wyse van hulle eiendomme dalk in besit? En hoe roof die winkels nie, en die besighede nie? En hoe roof en steel die krimineel nie vandag in ons land nie? Dis 'n groot land van onreinheid. Die gelowiges moet hulle ten minste dan
reinig voor hulle kom aansit aan die tafel van die Here. En die 9de gebod wat sê jy mag nie vals wees nie, leuns vertel nie. Wat het hierdie seuns van Jakob nie vertel vir die arme Siegemiete nie? As julle besny is, dan word ons een groep mense, dan kry julle Dina, 'n uitdruklike leuen. En ons lewe, hoe leuenagtig is ons lewe nie ook nog steeds soos in daardie tyd? Ons moet ons reinig daarvan, voordat ons gaan kom aansit aan die tafel van die Here. Die 10de gebod wat gaan oor die persoonlikheid, oor die integriteit van die gelowige. Watter integriteit het by hierdie Israeliete bestaan, by hierdie seuns van Jakob en by Jakob se geselskap, met al hierdie gebeure wat plaasgevind het. Reinig julle daarvan. Neem u eie lewe 'n slag in oënskou. Wat is u integriteit teenoor u medemens? Kan dit inval onder die gebod, jy moet jou naaste lief hê soos jouself? Dan kan u kom aansit aan die tafel van die Here. Maar die Here sê 'n derde ding vir Jakob. Nie net die afgoedjies en die oorringe nie. Nie net hierdie tweede tafel se wanverhoudinge nie, maar nog 'n derde ding. Die Here sê, en trek ander klere aan. Trek ander klere aan. Skoon klere, nuwe klere as simbool dat julle gereinig het en dat julle waardig is om op te gaan na die altaar wat gebou word by Bethel. Dat julle waardig is, trek ander klere aan, dat julle simbool het en dat julle weer wragtig weet, julle is waardig om die tafel van die Here te kom sit, om op die Godsberg op te kan gaan. Wat is ander klere aantrek vir u? Is om die kleed van Jesus Christus, is om Jesus Christus aan te trek. Dit is die kleed wat die toegang verleen tot die nagmaal. En toe nou in hierdie tyd van Hoogkerk sterf Debora. Oud en afgeleef. En dis nie net die dood van iemand nie, dis die dood van Debora. En sy word begrawe onder die eikeboom, onder die groot eikeboom. En hulle daar so gehuil by die begrafnis. Want wat het hierdie oue moeder nie gedoen nie? Hierdie oue matriarg. Haar lewe is onvergeetlik. Haar lewe was so inspirerend en so belangrik. Sy het so groot deel gehad, dan ook in die kerk van daardie tyd van die Ou Testament. En hulle het gehuil en gehuil en gehuil, dat hulle die boom genoem het, huilboom. 'n Eikeboom in die Ou Testament is gewoonlik 'n groot boom, simbool van koningskap, of simbool van iemand met gesag, iemand wat leiding gee, wat onvergeetlik is. En nou word sy onder so 'n boom begrawe met hierdie betekenis. Sy is onvergeetlik. Sy was 'n koninklike, sy was 'n hooffiguur gewees in daai tyd se kerk van die Ou Testament. En hulle het dit huilboom genoem. Toe Willie die goeie kat deur die huilbos is, en hy oral goed gedoen het, en hy aan die ander kant uit gaan staan daar 'n bordjie, lagbos. Die wêreld word verander van huilbos na lagbos. So word die wêreld verander van huilboom na die boom van die lewe. Want ons kan maar sê, figuurlik gesproke, is 'n tak van hierdie huilboom. Daarvan is 'n kruis gemaak, 'n altaar gemaak. En hy's op Golgotha geplant. En daar het al die huil en die trane
van hierdie wêreld, van hierdie sondige tranendal. Ons belydenis sê in die Heidelbergse Katekismus, Sondag 9, sê ons belydenis ook, dit is die Here wat die kwaad oor ons beskik in hierdie jammerdal. Dit sal verander ons ten goeie. Jammerdal. Ons bely, ons is in 'n jammerdal. Ons is in huilbos. Ons verkeer onder huilboom in hierdie bedeling. Maar 'n tak van die huilboom het 'n altaar geword. En daar het al die huil en trane bymekaar getrek. Nie net die moeder van Jezus, nie net die vrouens nie, nie net die disippels wat half weggehol nie. Maar van die hele wêreldse angs en droefheid en dood het daar saamgetrek. En omdat Jezus uit die doodheid opgestaan het, het hierdie tak van die huilboom die boom van die lewe geword. En dit is evangelie, broeders en susters. Dit is die blye boodskap. Dat huilboom deur Jesus Christus aan die kruis op Golgotha verander word tot die boom van die lewe op die nuwe aarde onder die nuwe hemel. Amen. Kom ons bid saam. Onze getroue hemelse Vader, U is vir ons goed in hierdie jammerdal. Om al die kwaad wat oor ons kom, al die swaar, al die seer, al die dood, al die droefheid, al die trane, aan daardie altaar vir ons te offer. Daardie hoogste offer en daardie laaste offer. Waar die hoëpriester wat offer, die Seun van God is. En waar die offer wat geoffer word, die Seun van die mens is. Ons bid U berei hierdie gemeente dan ook so voor, om te kan aansit aan die tafel, wat vir ons voorberei word. Die Nuwe Testamentiese altaar van herinnering en herdenking, van die sterwe aan die kruis op Golgotha. Maak ons verstand en ons herinnering helder en oop, om te onthou en daaraan te werk, en U woord vir ons toe te eien, en tot ons eie lewe te maak. Wees met ons in die verrigtinge die res van die dag, die res van die week, en bring ons dan weer by mekaar op U tyd en wyse volgende Sondag vir die prediking van die woord en die bediening van die nagmaal. En ons vra dit met die belydenis van al ons sonde en tekortkominge. Ons is maar in 'n jammerdal en U weet dit, U ken dit en U verander dit vir ons ten goeie. Amen. Kom ons sing ten slotte van Gesang 602, daarvan die eerste en die derde strofe. Gesang 602, ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Die Heer droog al die trane af, verby is droefheid dood. Ja, pyn en smart wyk uit die hart, ons moeite, angs en nood. Gesang 602, 1 en 3.
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van onze Here Jezus Christus, die liefde van God onze Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u. Amen.